Goeiedag, dis maandagoggend die 13de April. En is sommer baie lekker om jou te mag groet in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Hierdie week gaan ons kyk weer eens na innerlike genesing en die impak wat gesprekke op ons lewens het, nê? En 'n mens sou ook dan natuurlik die tong daarby kon intrek wanneer ons Jakobus 3 vers 10 lees. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. Liewe broer en susters, so moet dit nie wees nie, staan daar in Jakobus 3. Kom ons wees eerlik. Ons kan mense baie maklik verwond met ons woorde. Om die waarheid te sê, die meeste wonde wat mense opdoen is juis deur dit wat ons vir mekaar sê. Ouers kan self so kritiseer en berispe dat 'n kind se selfbeeld so vermink word dat dit sy of haar toekoms benadeel. Mense sal iemand selfs met die tong so kan beskinder dat hy of sy nie eens meer die moed het om haar of sy gesig in die openbaar te wys nie. Met ons woorde laat ons mense ook dikwels ontuis en verworpe voel. Met ons woorde maak ons mense hartseer, moedeloos, kwaad en selfs opstandig. Maar met ons woorde kan ons ook genees. Tog kan ons woorde heilsaam en meer as genesend wees. Met dieselfde mond waarmee ons mense partykeer kan seermaak, kan ons mense ook troos en bemoedig. Met ons woorde kan ons mense beter laat voel en laat glimlag. Ons kan met ons woorde mense waardevol en belangrik laat voel. Met ons woorde kan ons mense help om probleme op te los en weer moed te skep vir môre en die toekoms. Met ons woorde kan ons mense help om vrede te vind en selfs Christus as hulle verlosser te ontdek. Ons gesprekke met mense kan ook genesend wees vir ander en vir onsself. Trouwens, dit is eintlik die enigste instrument wat ons as mense kan gebruik om mekaar se innerlike seer te salf en te genees. En dit is deur woorde. Geliefdes, mag ons dus gereed wees om die res van die week na ons woorde te kyk en te let op watse woorde ons gebruik en mag dit genesend van aard wees. Mag ons dan ook nou, as ons saam bid, die genesende krag van gebed ook in ons woorde ervaar. Kom ons sluit die oë. Ons hemelse Vader, ons bid vir u gemeente Montana en ook hulle buite die gemeente, kinders van u wat in ander geloofsgemeenskappe inskakel. Here, wat deur woorde, dalk van kollegas, dalk van iemand by die werk, dalk van 'n departementshoof of 'n direkte hoof, gekwets is, seer gemaak is, verwond is. Here, ons dink aan mense wat deurloop onder die seer en die stikkend van harde vel kritiek. Gaan ons vra dat u deur die Heilige Gees die salf van genesing sal aansmeer. Here, en so bid ons dan vir die kerk, vir ons, Here, maar ook die kerk daar buite, wêreldwyd, dat ons versigtig met ons woorde sal omgaan, laat ons met en in liefde en genade met ons woorde sal omgaan, en laat ons mekaar eerder sal opbou as sal afbreek. God, Heilige Gees, maak ons sag, sensitief, gehoorsaam, om wanneer ons wel spreek, ons genesing en opbou eerste in gedagte het. En gee dat ons dit altyd in opregtheid en eerlikheid sal gee. Here, dankie dat ons kan vra dat u hierdie liefde in ons kom skep, want uit onsself sal ons dit ook nie reg kry nie. Dankie, Here, dat u woorde sag is op ons ore. Kom na my toe, elkeen wat moeg en oorlaai is, en ek sal julle vrede gee. Dankie, Here, vir u liefde en u genade, en mag daardie woorde van u liefde en genade in ons gees en in ons harte resoneer. Ons eer u in Jesus Christus se naam. Amen.